Goeiedag geliefdes in Christus. Ek is Dominee Natasha en ek groet jou met die vrede van ons Here op hierdie 7de en laaste Sondag van Paasfees. Dis die tyd tussen Hemelvaart en Pinkster, 'n heilige tussenin tyd, 'n tyd van wag, van oorgawe, van verdieping. Vandag wil ek juis praat oor dat ons moet wag in gebed, te leef in gemeenskap en te groei in Christus. En dis presies wat die eerste disippels moes doen. Niemand van ons hou van wag nie. En ons teks in Handelinge 2 vers 1 tot 13 beskryf daardie bekende Pinkstergebeurtenisse. Maar voor die vuur, voor die tale, voor die verrassing, was daar iets wat dikwels misgekyk word. Die wag. Die disippels het saamgebly. Hulle het gebid, hulle het verwag. Hulle het nie hulle eie roetes gevolg nie. Hulle het gemeenskap gevorm, selfs in onsekerheid. En dis presies wat ek vandag met jou wil deel, vanuit my eie reis. Ek was op 'n stadium in my lewe in 'n rolstoel. Ek moes letterlik weer leer loop. Ek het uit die staanspoor gevoel hoe moeilik dit is om in 'n wêreld te leef wat nie vir gestremdheid gemaak is nie. Daar was geboue wat ek nie kon binnegaan nie, plekke wat my uitgesluit het, sonder dat enigiemand dit doelbewus bedoel het. Maar in daardie tyd het ek ook 'n geestelike waarheid ontdek. Kerk is nie 'n gebou nie. Kerk is nie net 'n tydgleef op 'n Sondag nie. Kerk is gemeenskap. Kerk is saamleef. Kerk is Christus se liggaam. En dit bring my by iets wat ons almal raak. Baie van ons kyk vandag kerk aanlyn en dit is 'n seën, veral vir mense wat nie fisiek teenwoordig kan wees nie, of as jy siek is of ver weg woon. Maar laat ek jou vandag liefdevol en eerlik uitdaag. Het aanlyn kyk dalk 'n gewoonte geword sonder ware deelname? Wanneer laas was jy werklik deel van 'n geloofsgemeenskap waar iemand jou naam ken, saam met jou bid en jou hand vashou wanneer jy moeg is? Daar's 'n verskil tussen kyk en behoort. En dis juis wat Hebreërs 10 vers 19 tot 25 vir ons ook sê. Laat ons ook na mekaar omsien en mekaar aanmoedig tot liefde en goeie dade. Moenie van die samekomste af wegbly nie, maar moedig mekaar aan, des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Dis nie 'n wet nie, dis 'n uitnodiging, 'n roepstem van liefde. En dalk voel jy, ek pas nie in nie, ek is nie reg nie, ek sukkel te veel. Dan wil ek jou vandag verseker, jy behoort, jy is welkom, jy is nie alleen nie. Selfs as jy aanlyn kyk, nooi mense saam. Moenie alleen kyk nie, sit saam as familie, kyk saam met 'n vriend of vriendin, praat daarna oor wat jy gehoor het, bid saam, wees kerk saam. Want geloof groei nie in isolasie nie, alhoewel dit baie keer lekkerder is om in ons gemaksones te bly. En ware groei gebeur wanneer ons bereid is om deel te word, met al ons vrae, met al ons vrese, met al ons hoop en ons wonde. Kerk wees vra nie perfeksie nie, dit vra teenwoordigheid. Gemeenskap vra nie dat jy alles reg het nie, dit vra egtheid. Christus het nie die kerk gestig as 'n program nie, maar as 'n liggaam. En jy, ja jy, is deel daarvan. So, ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik stil te raak, nie net om te hoor nie, maar te ontvang. Wat beteken dit vandag vir jou? En wat beteken dit vir jou om te wag op God? Onthou net, die Gees laat ons beweeg en die Gees was nie in elke disipel voor daardie handelinge, voor daai 4 tonge uitgesprei het nie. Maar voor die Gees gekom het, moes die disipels ook wag. Nie lui nie, nie passief nie, maar bid wag.
saam wag, verwag wag. So, dit is waar die samekomste inkom, om saam dinge aan te vat, saam dinge, om saam te wag. En om aanlyn kerk te kyk is wonderlik, maar wees deel. Want elke TV-program, YouTube-aanbieding of aanlyn erediens eindig met skakel in by ons netwerk, word deel familie. En wat doen ons? Ons kyk. Ons voel dalk beter en dan gaan ons aan, alleen. Ons moet juis inskakel. Jy en ek is nie gemaak om alleen te wag nie. Jy is nie gemaak om alleen te glo nie. Jy is nie gemaak om alleen te dra, alleen te huil, alleen te hoop nie. Ons is gemaak vir 'n gemeenskap in Christus. Dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd gemaklik nie. Maar dis waar die Gees werk. Kom terug na die familie van Christus. Wees deel van 'n kerk. Nie omdat jy skuldgevoel het nie, maar omdat jy behoort. Bid saam met ander, wag saam, groei saam. Laat jou geloof wortel in die gemeenskap van gelowiges waar ons mekaar dra, mekaar vorm en saam leer om op God te vertrou. So, kom ons bid saam. Kom ons weet, die Here is met ons. Here Jesus Christus, dankie dat U ons nie roep na 'n gebou nie, maar dat ons die kerk moet wees, 'n liggaam moet wees. Dat ons net 'n gedeelte van 'n kerk is. Want saam maak ons die volledige kerk, U die hoof en ons die liggaam. 'n Lewende gemeenskap van genade. Dankie vir aanlyn eredienste, vir tegnologie, vir toegang, maar Here, keer dat ons nie net kyk nie, leer ons om werklik deel te wees en kerk te wees. Om by die gebou uit te kom, om nie die gebou te eer nie, maar U te eer. U het vir ons 'n erediens gegee, om ere aan U te bring, om diensbaar te kan wees. Roep ons terug, nie uit skuld nie, maar uit behoort, nie uit plig nie, maar uit liefde. Heilige Gees, maak ons sensitief vir mekaar. Help ons om mense te nooi na gemeenskap, na egtheid, na hoop. Gee ons geloof om saam te wag, moed om saam te leef en liefde om saam te groei. Ons bid dit in U naam en as liggaam en gemeenskap saam. Amen. Mag jy in hierdie komende Pinkstertyd nie net wag op God nie, maar wag in gebed, leef in gemeenskap en groei in Christus. Ek nooi jou, kom terug, kom kerk toe, kom huis toe, kom saam. Ek sien jou daar en ek sien Christus in jou. Tata.